Ek bid vanoggend, halleluja, dat die hemelse vensters sal oopgemaak word, sodat die wat na my luister, Here, dat hulle sal gaan groei, dat hulle sal 'n woord van U kan ontvang, Here, sodat hulle opgebou kan word, sodat hulle opgecharged kan wees, Here, sodat hulle gedagte vernuwe kan word, sodat daar 'n harte meer waar hulle ontsteld is, miskien nuwe moed sal kry, Here, want die woorde wat ek sal spreek is nie myself uit nie, maar is die woorde wat U aan my gegee het, wat U aan my verleen het. Here, openbaar U self in die plek, openbaar U self in die straat, openbaar U self wie my stem hoor, openbaar U self, Here, in die naam van Jesus, want daar is krag in U naam, daar is sterkte in U naam, daar is beskerming in U naam, daar is genesing in U naam. Come on church, daar is wonderbaarlike salwing in U naam, halleluja, en as hulle saam met my stem, gee God praise, gee God praise, gee God praise, gee God praise, vanoggend, gee God praise, gee God praise, gee die Here praise, halleluja, gee die Here praise, halleluja, halleluja, oh my God, my God, my God, die Here is in die plek, die Here is in die plek. U mag my sitplekke inneem terwyl U gaan na die woord van die Romeine. Dan gaan U saam met my in die woord van Romeine 1. Dis hierdie jaar van ons opoffering. En ek wil hê, jy moet die woord ligtelik opvat as ek sê opoffering nie. Laas week, terwyl ek 3 weke terug die hele tyd soek, dat ek by my haarmasjien verkoop. En ek soek iemand om die masjien net te koop by my. En ek kry nie 'n koper vir die masjien nie, man of God. Laas week toe sy 'n ander man hier, hy's 'n ander brother, hy's hier my haga, hy's van Wellington. En die Here sê vir my, bless hom met die haarmasjien. Bless hom met die haarmasjien. Ek gee die haarmasjien vir hom. Die eerste ding wat ek te doen is, ek probeer van myself op my punt kry, want ek het die geld nodig. Dit Januarie maand, my suster, dit Januarie maand. Ons elkeen het 'n geldjie nodig. Die Here sê vir my, bless, offer hierdie haarmasjien vir hierdie man van die Here. Hy wil ook, of kom ek sê, hy het al reeds 'n babeshop begin. Hy soek nog masjiene, maar as die een warm is, dan wil hy nog 'n ander gebruik. Amen. Die Here sê, bless hy haarmasjien. En ek moet eers my gees so reg kry, want ek sê toe vir die Here, ek weet ek het die geld nodig, maar as ek nou die ding vir hom gee, dan kan ek kan nou baie gesoek het, moontlik kan daar baie uit kom, maar die Here sê nie, Denver, moenie ongehoorsaam wees nie. Dit is die jaar van opoffering. Ek offer die masjien. Here, ek kan bid. Was dit maandag? Die R1000 betaal was. Maandag gaan my vrou onwetend net om 'n R300 te gaan trek. Man of God, sy sal nie glo nie, maar omdat die Here is, dis daar R1000 binne hy rekening. Meer as die R500 wat ek wil bekoop. En die Here bevestig en hy sê vir my, hierdie opoffering gaan nie net oor sy offer en sy offer nie. Daar is 'n blessing hierdie jaar met die feit dat sy gaan offer. Of jy jouself gaan offer, of jy jou karakter gaan offer, of jy jou probeersie gaan offer, of jy jou laastes gaan offer, of jy jou kos gaan offer, daar gaan 'n blessing lê, want dit is beter om te gee as om te ontvang. Kan ek dit weer sê? Die Bybel sê dit is beter om te gee as om te ontvang. Ek gaan dit weer sê vir iemand wat nie gehoor het nie. Dat die Bybel sê dit is beter om te gee as om te ontvang, want die blessing lê in die gee. Want as jy heeltyd gee, dan is jou hand
hand oop, man of God. Woman of God, jou hand bly oop, want sy gee en sy gee en sy gee. Maar wanneer jou hand toe is, dan kan die Here niks aan jou hand gee nie. Maar die Here sê, maak oop, soos die lied sê, I give myself away. Ons maak ons gees oop hierdie jaar, ons maak ons vlees oop hierdie jaar, ons maak ons beursies oop hierdie jaar, ons maak ons houdings oop hierdie jaar, ons maak ons karakter oop hierdie jaar. Kom aan, church, praat saam met my. Ons maak dit oop, want hoe meer ons gaan gee, hoe meer sal die Here vir ons gee. En die Here sê, nuwe jaar, sê die Here, dat dit is ons jaar van opoffering. En hy het 3 kategorieë vir ons gegee van die opoffering. En ek wil vanoggend net so 'n bietjie in diepte gaan oor die opoffering, want dit is bloot die feit dat ons moet weet hoe om jouself op die altaar hierdie jaar te sit. So ons maak onsself gereed, man of God, om onsself op die altaar te sit. Ek wil uitbrand, ek weet nie van jou af nie, maar ek wil uitbrand in hierdie jaar 2025. Die eie ek moet sterf, halleluja. My eie wil moet sterf, halleluja. Want as hy luister, dan luister hy nie met die vleeslike ore nie, maar hy luister met die ore van die gees. Wanneer ek na mense kyk, dan wil ek nie kyk met my eie oë nie, maar ek wil kyk met die oë van die gees, halleluja. Sodat wanneer ek daar wegstap, dan weet ek het die wil van die Here gedoen. En wanneer die Here my hierdie jaar kom haal, volgende jaar kom haal, dan kan ek vir my sê, kom in my geliefde seun, want hy het die wil van my gedoen. Ons grootste blessing, ons grootste verheerliking van jy's plaas in die Bybel, dat wanneer die disippels van die Here die wil van God doen, soos wat hy wil hê, ons wat moet doen, halleluja. So ons is op 'n plek, in 'n posisie, waar ons weet wat die wil van die Here is, maar ons wil doen wat die wil van die Here is, amen. Gaan saam met my, kom ons lees, gaan saam met my, kom ons lees. Oh, halleluja, halleluja, kom ons lees. Kom ek bring nie nader na vers, eerste vers, yes, Romeine 11, kom ons lees Romeine 11, vers 13. Romeine 11 vanaf vers 13. Want ons moet weet, dat hierso, ons moet weet hier, dat, soos ek al vir u talle kere gesê het al, dat die Bybel was nie geskryf in hoofstukke en in verse nie. So dit was 'n aaneenlopende, net 'n geskrywe van briewe, of 'n geskrywe van manuskripte, wat later vir ons, omdat ons het wil memoriseer, het die Jode dit maklik gevind om verse by te sit en om hoofstukke by te sit. So dan kan ons dit maklik memoriseer. Dit was 'n tegniek van memorisering. En ek kan so ver gaan om te sê, dit was 'n tegniek van meditasie. So dat wanneer jy mediteer, dan kan jy sê, Johannes 4 vers 17 sê, dat soos hy is ek in die wêreld. Sien jy, dan het jy 'n verwysing waartoe jy kan gaan, sodat jy kan sê, right, hierso is my teks. So die Bybel was dan vir ons makliker gemaak. Die rede kom ek dit sê, is omdat ons hier weer lees, dis 'n lofsang voordat ons vermaan word. In vers Romeine 12, dan begin hy deur te sê, ek vermaan julle dan. Ek vermaan julle dan. Of ek dring sterk daarop aan, die nuwe vertaling. So hier praat hy van 'n vermaning, maar jy moet weet die vermaning het eers by 'n lofprysing begin. Paulus is daarom nie so onkundig om eers die mense net uit te skel nie. Los wat daai van die manne van die Here wat wil opkap, en van die manne van die Here wat wil mense sleg sê. Nee, hierso begin Paulus deur te sê, dat dit is 'n lofsang, vers Romeine 11, 33, hy begin met 'n lofsang, en dan begin hy met die vermaning. Kom ons lees so hierdie lofsang. Hy sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God.
hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? O halleluja. Of wie was sy raadsman gewees? Ek gaan dit weer lees, vers 34 sê, Romeine 11:34, die Bybel sê, wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit aan hom vergeld moes word? Vanuit hom, hier kom het nou, vanuit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En die kerk sê amen. Amen. Hy probeer vir ons in vers 36, hier sê, Romeine 11:36, vanuit hom, dis nou ek wat uit hom kom, dis nou die bome wat uit hom kom, praat saam met my, aan die Genesis 1 vers 1, die Bybel sê, dat hy met sy woord, het hy alles geformeer, amen, so uit hom het alles gekom, praat saam met my, vanuit hom, en nou sê, en deur hom, halleluja, met antwoorde, hy was die kanaal van die boom gewees, hy was die kanaal van die dier gewees, hy was die kanaal, halleluja, van die diere gewees, hy was die kanaal gewees, halleluja, van die plante, hy was die kanaal, want alles het dier omgekom, die sonnestelsel het dier omgekom, die planete het dier omgekom, die sterre het dier omgekom, hy was die kanaal gewees, waardoor alles beweeg en tot stand gekom. En nou die skrywer die gee eer aan hom, van die wat uit hom en deur hom, en nou sê hy, en tot hom is alle dinge. So uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Dat klink daar jy moes al gesien dat die predikers het so'n manier om rympies te maak. He is the reason for the season. Het daai gehoor? Sulke type rympies. Kyk na die soos ek gister gemaak het, by die bemoediging, sy kyk na die vlees, maar jou hulp kom van die gees. Yes, halleluja. Sulke type kenmerkende rympies. Nou, hierdie klink vir my dat Paulus wil die amper so 'n type van 'n rym vir ons gee. Dis amper so 'n tegniek van skrywe, sodat ons dit maklik kan onthou. Hy begin deur te sê dat uit hom, deur hom en tot hom. Met ander woorde, hy probeer vir ons die levels, probeer hy vir ons hier verduidelik dat die skepping is deur hom. Dit was uit hom, dit was deur hom en nou is dit tot hom. Yes, Lord. Halleluja. En nou sê hy, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Met ander woorde, laat dit so wees. Laat dit so wees. Amen. Laat dit so wees. So hy probeer sê die skepping is uit hom. So ek is uit hom. Amen. Ek is uit hom. Johannes 4 verduidelik vir ons, men of God, dat ons is uit God gebore, liewe kinders. En ons het die geeste, die bose geeste het ons oorwin. Van hoekom? Van groter is hy wat binne in my is, as hy wat in die wêreld is. Ja, 1 Johannes 4 vers 17. Die Bybel verklaar daarso dat uit God is ons gebore. So hierso wil ons sê dat uit hom is ek gebore. Deur hom is ek gebore en tot hom is ek gebore. Praat saam met my. Deur hom is ek gebore, tot hom, uit hom is ek gebore, deur hom is ek gebore en tot hom is ek gebore. Yes, Lord. Nou kom die vermaning. Nou wat die Here eienaarskap geneem het. Dit hoor nie wat ek sê nie. Die Here in Romeine 11 vers 36, dan neem hy eienaarskap van sy skepping.
Hy neem eienaarskap van jou liggaam. Hy neem eienaarskap van jou gees. Hy neem eienaarskap van jou gedagtes, want hy het nie jouself gemaak nie. Uit hom is ek gebore, deur hom is ek gebore en tot hom is ek gebore. Met ander woorde, ek behoort nie aan myself nie. Nou kan hy sê, ek vermaan jou, dat gee jouself as 'n lewendige offer, want ek behoort nie aan myself nie. Ek hou van wat 'n satanis eendag gesê het. Hierdie satanis met elkaar, hy was 'n satanis en nou is hy terug. Hy het nou sy hart vir die Here gegee. Hy sê, en ek hou van wat hy sê. Hy sê dat wanneer iemand sê dat hy sy siel verkoop, die duiwel lieg vir hom. Dit is 'n leuen van die vyand. Want hy kan niks verkoop wat nie aan jou behoort. Esegiel sê dat alle siele behoort aan die Here. Want Jesus Christus, God die Vader, hy is die Vader van geeste. Met ander woorde, die duiwel kan nie 'n gees maak nie. Dit is onmoontlik dat hy 'n gees kan maak. Dit is onmoontlik dat hy 'n liggaam kan maak. Dit is hoekom hy robots maak, want hy kan nie vlees maak nie. Hy wil probeer robots maak. Hy wil probeer 'n nuwe skepsel maak. Kom aan, praat saam met my. Maar die Bybel sê, as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut gekom word. Dis net die Here wat 'n nuwe skepsel kan maak. Dis net die Here wat geeste maak. Kom aan, dis net die Here wat 'n liggaam kan vorm binne aan die baarmoeder van 'n vrou. Dit is die mense probeer nou nog 'n baarmoeder maak. Sy kan nie. Die definisie van 'n vrou sal 'n vrou wees omdat daar 'n baarmoeder is. As daar nie 'n baarmoeder is nie, dan is sy nie 'n vrou nie. Halleluja. Die medies kan jou nie 'n baarmoeder gee nie. Hulle maak deesdae baarmoeders buitekant. Hulle probeer 'n baarmoeder buitekant maak aan die laboratorium waar die spermselle, halleluja, van 'n man gebruik word. Want hy sien die lewe, waarvan kom die lewe? Dit kom net van God af. Die duiwel kan nie lewe maak nie. Selfs het die spermselle nodig om sy eie skepsel te maak binne aan die laboratorium. Hy kan nie sperms kyk hoe. Hy het spermselle nodig. Hy het lewe nodig van die bron van lewe. En dit is net die Here wat die bron van lewe is. Ek is die lewende brood wat neergedaal het uit die hemel uit. Ek is die vars manne wat uit die hemel uit gekom het, sê die Bybel. Ek gee lewe, want ek is die lewe. Wat hy gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Selfs al sterwe iemand, hy sal weer lewe, halleluja, want ek is die opstanding. Hy is die opstanding, is die Jesus. So die duiwel kan in hierdie laaste dae kan hy maar doen wat hy wil. Of hy nou robots wil maak, halleluja. Of hy nou 'n baba wil maak en wil kloon, of wat ook al hy wil doen aan hiernamaals op die tegnologie, soos wat dit vorder. Hy sal nooit spermselle kan maak nie. Hy sal nooit 'n gees kan verwerp nie. Hy sal nooit 'n gees kan formeer nie. Dit is net die Here. Kan iemand sê dis net die Here? Kan iemand sê dis net die Here? As net die Here wat die mens kan vorm. Dis net die Here wat die mens kan genees. Dis net die Here wat die baarmoeder en hy are en hy bloed en hy niere en hy hart. Oh, die Here is groot. Dis net die Here. My God. My vriend, jy moet my onthou dat ek vir julle 'n foto van 'n muur. Die muur wat jy noem? Yes. Ek gaan 'n foto op die groep stuur vir julle hoe 'n muur lyk. Die mense het 'n muur op 'n mikroskoop gesit. Die muur by die grond. Die werkmuur. Onder 'n mikroskoop gesit. Die detail. Toe besef ek die Here is groot. Toe ek hy prent sien, toe sê ek, Here, ek kan bid U.
want hy ding is so klein, maar die details, hy sien die oë, hy sien die fyn hartjie sien sy, dat het kan nie wees, dat dit van 'n mens afkom nie, dat kan nie wees, dat dit van die duiwel afkom nie, dat kan nie wees, dat die Here, selfs so klein soos wat hy diertjie is, so klein soos wat hy muur is, het die Here die fynste detail op die muur gesit. Groter. Dis hoe die Bybel sê, daar is niemand wat julle my kan vergelyk nie. Niemand nie. Daar is geen wese op hierdie aarde wat julle my nie kan vergelyk nie. Daar is geen. So hy neem eienaarskap van ons liggaam, van Jesus Christus, God die Vader, hy het die reg om eienaarskap te neem. Hy het die reg. Maar ek wil hê jy moet oplet. Sy eienaarskap as jy van 'n dwongaard nie. Die Bybel sê, ek vermaan julle dan broeders. En sy hoef nie die vermaning te vat nie. Kan maar nou. Hy het nog steeds vir ons die wil van onsself gegee. So ek hoef nie die vermaning te vat nie. As ek die vermaning vat, as dit bloot die aanbidding en die erkenning wat ek gee van iemand wat hoër as ek is. Dit is hoekom ek die vermaning vat. Dit is hoekom ek die erkenning kan gee aan die Here Jesus Christus, want ek besef, ek is niks sonder die Here nie. So hy gaan aandig te sê, kom ons lees vers 12, vers 1, Romeine 12, hoofstuk 12, vers 1. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, op grond van wat ek nog net gesê het in die vorige hoofstuk, op grond van wat ek gesê het by die vorige gedeelte, op grond daarvan vermaan ek julle my broers en my susters, by die ontferming van God, op grond daarvan dat julle deur die Here gebore is, op grond daarvan dat julle uit hom gebore is, op grond daarvan dat julle tot hom gebore is, vermaan ek julle dan. Met ander woorde, vat die waarheid van die feit dat Jesus Christus het eienaarskap geneem oor jou, vat die inligting en nou vermaan ek julle. Ek vermaan vir julle. Onthou net dat hy kan van inligting weet, dan kan dit jou vat na die volgende level toe. Die rede hoekom ek weet dat 2 plus 2 is 4, is omdat ek weet 1 plus 1 is 2. Ja. Praat saam met my. Yes, Lord, dank u, Jesus. Ek sou nooit geweet het dat die getal 10 bestaan as ek nie die revelation van die 1 gehad het, wat plus 1 en plus 2 en plus, praat saam met my. So daar sommige van ons wat na die groter revelation wil gaan, om hulle self te gee as 'n lewendige offer. Maar ek sukkel omdat ek die vorige revelation nog nie verstaan het of aanvaar het. Ek moet kan aanvaar dat ek is uit die Here gebore. Ek moet kan aanvaar dat ek is deur die Here gebore. Ek moet kan aanvaar dat ek is tot die Here gebore. Met ander woorde, ek is gemaak vir hom. Met ander woorde, ek is gemaak vir aanbidding. Here, ek is gemaak vir prys. En wanneer ek die Here aanbid, dan is ek in my element. Wanneer ek die Here prys, dan is ek in my element. Wanneer ek die Here aan die Here se wil inloop, dan is ek in my element. Die duiwel sal my nie kan keer nie, want ek is in my element. Halleluja. Ek is in die plek waar God wil hê ek moet wees. Ek sal nooit afvallig word nie, want ek is in die element. Ek sal nooit struikel nie, want ek is in die Here se element. Halleluja. Ons moet weet dat tot hom is ek gebore. Ek gee myself weg. Ek weet nou dat ek is tot hom gebore. Ek weet dat ek is uit hom gebore. En my lewe
lewe van hom. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Die Here sê in sy woord deur Paulus dat die lewe wat ek nou leef is nie die lewe van myself nie, maar dit is die lewe van Christus. Dit is gewonder. Toe Paulus die revelation het, toe kon hy sê dat ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee, want ek lewe nie myself het nie, maar ek lewe deur die genade van die Here. So ek moet weet wat 1 plus 1 is, sodat ek kan weet die next revelation in my lewe. So hoe verduidelik sy van Moses in elk geval wie die Heilige Gees is as hy nog nie vir Jehovah Jireh ken nie? Ja. Hoe verduidelik sy vir Samson wie die woord van die Here is as hy nog nie die Gees van die Here oor hom gevoel het nie? Yes, Lord. Hoe verduidelik ek vir Maria dat die kind wat sy gebaar het is die woord van God, maar dieselfde Gees wat oor haar gekom het om die kind te verwek is ook die woord van God? Yes, hallelujah. Hoe verduidelik ek vir Moses, halleluja, dat toe hy sy hand op die waters, of hy die kierie op die waters gegooi het, dat dit eintlik nie 'n wind was nie, maar dit eintlik die Heilige Gees was, wat deur beweeg het om die waters oop te kloof. Hoe verduidelik sy vir hom dit? Hoe verduidelik sy vir Petrus dat toe Jesus die lewende woord op die waters geloop het? Hoe verduidelik sy vir hom dat dieselfde man wat vlees was, het die waters gemaak wat hy op geloop het? Hoe verduidelik sy vir hom? Revelation, skryf dit neer iemand as hulle pen het, of in elk geval ons rekord hierdie diens. Revelation is voortstrevend. In Engels noem hulle die woord progressive. Revelation is progressive. Met ander woorde, sy gaan nou hoor, die Here is God. En wanneer jy die revelation het, dan gaan die Here vir jou sê, ek is God die Vader. Dan kom Jesus, dan sê hy, as jy my gesien het, dan het jy die Vader gesien. Nou maak jy die mense heel die mekaar. Dan gaan hy verder deur te sê, dat bid so, onze Vader, wat in die hemel is. Dan sê hy weer verder, dat die wonderwerke wat hy doen, as die Vader wat in my is, wat die werke doen. Nou is hy heel die mekaar. Want nou verstaan sy nie, het sy nie nou net gesê, dat die Vader wat in die hemel is sien. Maar toe het sy op 'n tyd gesê, dat as hy vir my gesien het, dan het sy die Vader ook gesien. Met ander woorde, dan het sy mos dan die Vader. Maar nou sê sy weer, dat die Vader wat binne in my is, doen die wonderwerke. Nou is die disciples heel die mekaar. En nou sê hy verder, toe die opgegaan het, toe sê hy, maar ek gaan na my Vader toe, en daartoe kan julle nie gaan nie. 'n klein tydjie sal julle my sien, en 'n klein tydjie sal julle my nie weer sien nie. Nou kan hulle nie verstaan nie. Nou gaan sy na jou Vader toe, maar jou Vader wat in jou is, en sy is ook die Vader. Ons is die mekaar, want die revelation is progressive. Jesus. My God. Die openbaring raak net groter en groter en groter. Oh, ja, ons prys. Dit is hoekom ek een keer vir julle gesê het, dat hierdie Bybel is nog nie klaar geskryf nie. Oh, halleluja. Die Bybel is nog nie klaar geskryf nie. Ons is nog besig om die Bybel te skryf in die tyd van die kerkera. My God. Dit word nou al opgeteken, hoe manne van die Here nou in hierdie tyd besig is om die dooies op te wek. Daar word opgeteken hoe ek gisteraan vir iemand gebid het, come on man. Daar word opgeteken hoe iemand gebid het, of 'n ander man van die Here vir 'n persoon in Salem kom. Hierdie goed word opgeteken deur die engele, en dit word in die boeke geskryf. En ons het nie gelees nie, dat wanneer die laaste oordeel kom, die sê die Bybel, dat die engele sal die boeke, wat se boeke? Behalwe die boek van die lewe, is daar nog ander boeke. Wat se boeke is daar? Dis hierdie boeke wat die engele neerskryf, oor hierdie diens wat gehou word, oor hoe Brodieke vir iemand bid in Sarah. Dit word alles neergepen, hoe Brodenbe gespeel het op die keyboard, hoe die manne van die Here die evangelie uitgedra het. Hierdie word neergeskrywe.
So ek kry vir iemand wat sê, hoor mooi wat ek sê, vir iemand wat net afhanklik is. Ek gaan dit ding sê, ek moet dit sê. Vir iemand, en daar kom die profeties in, vir iemand wat net afhanklik is van 'n woord van die Here, om dit fisies te lees in die Bybel, sy gaan dit nie maak nie. Sy gaan dit nie maak nie. Hoor ek wat ek sê? As jy nou 2 vroumense het, en sy is altyd lief vir die 2 vroumense, sy gaan nie hulle name kry in die Bybel om te sê, die Here het vir jou gesê, trou met die een. Hoor wat ek sê? Amen. Sy gaan nie nou bid, Here, waar toe moet ek gaan vanoggend, na wat sy kerk toe moet ek gaan vanoggend, ons moet nog gaan besoek, by wat sy kerk moet ek wees, Here, kan u my lei, dan gaat jy nie 'n skrif kry om te sê, gaan die Rome kerk toe nie. Dan gaan nie letterlik vir jou staan, gaan dan heen en besoek die mooie abendsbediening. Jy gaan dit nie kry nie. Dat gaan nie daar staan nie. Jesus. So nou, die rede kom ek dit noem, vandag bid ons vir mense, luister hier, ek lê my hande op hierdie man se hoof, ek praat nie van ek slaap op sy kopie, vergiet God daar, ek lê my hande op sy hoof, hy kom onder die krag, hy val om. Nou soek die skrifgeleerdes, soek 'n vers, maar waarmee is leraar besig? Want nergens in die Bybel het Jesus sy hande op die mense gelê en hulle het omgeval nie. Vandag dan die Heilige Gees druk homself uit deur te lag, want die blydskap van die Here is my beskutter. Die Heilige Gees druk homself uit deur te lag. Nou as ek besig om te bid met of God, en ek bid in tale, en ek bestraf, nou begin ek lag ek net. Daai is jou oorwinningslag. Halleluja. Yes, my God. Daai is jou oorwinningslag. Want jy deur jou gebed met Christus, sy begin ek lag net. Want jy nie toe kom sy lag nie. Dit is die Heilige Gees wat deur jou die vreugde bring. Maar nou word hy gekeer, want nergens in die Bybel het die manne van die Here gepreek en hulle het aan die lag geraak. Nou gaan die skrifgeleerdes sê, of die wat afhanklik is van die geskrewe woord van die Here, hulle gaan nou skrifte soek om te regverdig, maar hoekom lag hy mense as so in die kerk? Lyk hulle is dronk, lyk hulle is gespot, lyk hulle het vroeg môre het hulle drank gedrink. Hulle lag net, hulle is net vreugdevol. Hulle lag net. Onthou net, in Handelinge 2 het die mense ook gesê dat hy mense is dronk toe hulle die Heilige Gees ontvang het. Maar hou net so vas, die Bybel sê nie hulle het gelag nie. Die Bybel sê dat hulle het in ander tale gespreek. Hulle het nie gelag nie. So die feit dat hulle in ander tale spreek en die mekaar klink, toe die mense gesê, maar hulle is mal, en as vroeg môre, as 9 uur in die môre, die mense lyk aan hulle is gedrink. Die disciples. Maar hulle het nie gelag nie. So ons sien nie regtig in die Bybel, ek moet nog soek nog, dat daar lagtery gepaard gaan, of in elk geval 'n klomp lagtery, of 'n hele diens net van lag. Kyk jy, ek het hulle diens gesien waar die mense net lag. Kyk jy, die mense lag net. Die mense is net vrolik.
En die Heilige Gees is vaardig op my plek. En die man van die Here kom net later en hy lag net. En hy lag net en hy lag net. En hy steek die ander man aan met 'n lag. En die manne begin te lag net. En die Heilige Gees, mense wat vir jare mismoedig was, mense wat vir jare in depressie was, kyk net hy kettinge begin te breek net, halleluja. Want die ervaring is meer as die letters. Die Gees is meer as die vlees. Want as hy experience begin het met die Here, dan kan hy die skrifte begin soek om dit te verduidelik wat nou hier gebeur het. Want die revelation, want die openbaring van die Here, dit gaan net vorentoe en vorentoe. So dit is progressive, dit gaan aan. So gister 'n leraar gesê dat die Here is 'n waarmaker van sy woord. Môre sê leraar, maar eintlik is die engele deur die Here 'n waarmaker van sy woord. Nou ek dink aan leraar nou, wie sal op leraar, wie sal op die leer, wat gaan die aan? Nee, revelation is progressive. Die Bybel sê aan Hebreërs, dat laat ons nie stil staan by die beginsel nie. Laat ons nie stil staan by die vorige dinge nie. Laat ons nie stil staan by die begin van die bekering nie, maar laat ons verder gaan, dieper gaan aan die volle inhoud van die boodskap. So ons groei. Ons groei. Revelation gaan voort. So ek wil vir julle sterk vermaan, ek wil vir julle sterk aanmoedig die waars. Dat in hierdie laaste dag die Here gaan dinge doen wat nie in die Bybel staan nie. Maar dit gaan van die Here afkom, omdat ons die Gees van die Here binne ons het en ons sal kan onderskei dat dit is van die Here af. Dit is hoekom die Gees van die Here so belangrik is. Die Bybel sê self dat Jesus het vir sy disippels gesê, daar's nog baie dinge wat ek vir julle wil sê, maar op hierdie oomblik sal julle dit nie nou kan dra nie. Maar wanneer die Gees van die waarheid kom, dan sal hy vir julle lei in die volle waarheid in. Met ander woorde, daar's klomp dinge wat Jesus wil neergepen gehad het in die Bybel, maar vir daai tydperk, toe kon die disippels nie daai revelation hanteer nie. Maar ons gaan 'n groter revelation kry. Dit is hoekom ek vir jou nou kan sê, halleluja, dat as Paulus miskien 'n revelation gehad het, dit is moontlik dat ons 'n groter revelation as Paulus kan kry. Want Paulus was in 'n sekere dispensasie. Daar was nog nie tegnologies wat dit nou is nie. Die Here maak nou mense so wys. Hy gee sy Gees op so 'n uitermate openbaring om vir ons te gee. Want ons is besig om te stry met verskillende gelowe. Onthou net, daai tyd was die moslems nie so erg op die Christene nie. Vandag wil die moslim weet, sy sê, sy is 'n kind van die Here. Dan gee hulle vir jou skrifte, van hulle dan klaar die Bybel gelees. Dan weet hy nog nie eens wat in die Bybel staan. Maar hulle gee vir jou skrifte, om vir jou af te stry, en vir jou weg te gooi van jou God af. Dan sê hulle vir hulle, sien jy, Allah is eintlik die regte God. En sommige mense het dit geglo, en wegbeweeg van die geloof af. Omdat hulle hulle eie Bybel nie ken nie. Omdat hulle hulle eie experience met die Here nog nie ervaar het nie. Daar is mense, godsmanne, wat selfs universiteite toe gaan, en mense dit op Facebook, hulle gaan universiteite toe, dan stry hulle of hulle redeneer met hoë kennis van hierdie Bybel, waarvan ons nog nie eens al 5 boeke klaar gelees het nie. En dan wil ons met 'n revelation kom, is not going to happen. Terwyl daai mense kennis het van ons woord, en ons weet nog nie eens wat in die Bybel self staan. So as ons nie hierdie revelation van die Bybel al onder die knie het nie, as ek nie weet wat Psalm 23 sê, dat die Here is my herder nie, hoe kan ek sê die Here is my herder, as ek nog nie die herder ken nie?
Sy ander waarde gesê, en ek hou van wat hy sê, en dis nou weer so 'n catchphrase, sy ken die psalm, maar sy ken nie die herde van die psalm. Sy ken van psalm 23, maar sy ken nie die herde van psalm 23. So Revelation gaan voort. Ons kan nie net staat maak op dit wat ons lees nie, maar ons moet begin by dit wat ons gelees het. Maar hier in sy woord sal hy vir ons veel dieper dinge openbaar. En in hierdie jaar voel ek in my gees dat daar gaan baie dinge wees wat leraar laas jaar gesê het in 2024, waar die kerk gaan wonder, nou as hulle die recording hoor, dan hoor hulle, maar leraar het aan die tyd so gesê. Maar nou sê leraar gaan nou weer so. Leraar het nie gelieg nie. Die revelation het groter geword. Sy moet eerder sê, dankie Here, want ons het vir hom eers geken as die God van Jakob en Isak en Abraham, maar nou ken ons hom as die God van Denver. Nou waar die Bybel staan dat aan die God van Denver nie. Die manne van die Here het hulle self gekoppel. Jakob, Isak en Sadrach, Mesach en Abednego en Moses en al die mense het hulle self gekoppel aan God se naam, juist omdat hulle experience gehad het met die Here, halleluja. Hulle het hulle self gekoppel aan hierdie Here, omdat hulle experience met die Here gehad het. En wanneer jy experience met God het, dan kan ek sê, hy is die God van Denver. Dan kan ek sê, hy is die God, halleluja, van Brunikie, want hy het my uit hy stryd uitgehaal, halleluja. En op die ouend van die dag, dan kan dit wees dat jy sal kan sê dat hy is my God gewees in my omstandighede. Hy was my God gewees in my omstandighede. So hy kan dit doen vir my. Hou dit so vas. So jy kan jouself koppel aan die God van voorsiening en jou eie naam daar sit. Maar nou gaan 'n ander man van die Here weer vir jou sê dat nie, hy kan nie dit doen nie. Van die Bybel het die melding gemaakt vir jou naam nie. Maar hulle vergeet dat Paulus was net 'n man soos ek gewees. Die Bybel sê dit selfs in Jakobus, dat Elia was 'n mens net soos ons. En vir 3 jaar het hy gebid. En daar het reën gekom. En vir 3 jaar het hy gebid, sodat daar nie meer reën kan kom nie. Maar wat ek wil hier oplet in die 1 Jakobus, ek dink is in die 5de hoofstuk, toe sê hy dat die Elia was 'n mens net soos ons. En is in daai gedeelte waar hy vir ons bemoedig deur vir ons te sê dat die gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Die gebed van die regverdige het 'n groot krag. Maar Elia was 'n mens net soos ons. Kan ek het vir jy nog hoor bring? Elia was 'n mens net soos ons, sonder die inwoning van die Heilige Gees. Elia was 'n mens net soos ons, sonder die inwoning van die Heilige Gees. Moenie daai vergeet. Die inwoning van die Heilige Gees het na Handelinge 2 vers 38 gebeur. Nou as hy so kragtig kon gebid het, sonder die inwoning van die Heilige Gees, want die Heilige Gees het oor hom gekom, maar die Heilige Gees het nie in hom gewoon nie. Praat saam met my. Nou as hy net so kragtig kon gebid het, dat daar moes gereën gewees het, hoeveel te meer vir ons wat kan bid met die inwoning van die Heilige Gees. En hier praat ons van 'n 5 rand suiker. Maar ons is die inwoning van die Heilige Gees. Hoor wat ek sê in die nag. Hier praat ons van 'n 2 kilogram suiker, maar ons is die inwoning van die Heilige Gees. Maar hy is 'n man wat gebid het vir reën. Vir 3 jaar het die sluise van die hemel oopgegaan en vir 3 jaar het die sluise van die hemel toegegaan. Sonder die inwoning van die Heilige Gees. Hier praat ons van Moses wat die staf
op die waters geslaan het. En die waters het oopgegaan sonder die inwoning van die Heilige Gees. Hier praat ons van Sadrag, Mesach en Abednego, wat in die vuuroond gegooi was, letterlik aan die vuuroond gegooi was. En die Bybel sê, toe hulle daar uitkom, het hulle nie eens na rook geruik nie, sonder die inwoning van die Heilige Gees. Hier praat ons van Daniel, wat in die leeukuil gegooi was. Die Here het hom beskerm sonder die inwoning van die Heilige Gees. Hier praat ons van Dawid, praat saam in die kerk, wat vir Goliat verslaan het sonder die inwoning van die Heilige Gees. Hier praat ons van Samson, wat die beer se bek opgeskeer het, wat 'n hele laar van Filistyne, van mense doodgemaak het met die krag van die Here, terwyl hy homself geskit het sonder die inwoning van die Heilige Gees. So daar was beskerming vir manne van die Here sonder die inwoning van die Heilige Gees. Jesus maak melding dat toe hy weggaan, dat ek gaan nie vir julle agterlaat as weeskinders nie, maar die Gees van die waarheid, julle ken hom, hy is met julle en hy sal saam met julle woon. Die inwoning van die Heilige Gees. Nou kan ek verstaan hoekom Johannes sê dat groter is hy wat binne in my is as hy wat in die wêreld is. Want dit was dieselfde buitebybelse tekste verduidelik en buitebybelse boeke verduidelik dat hierdie selfde Johannes wat gesê het groter is hy wat binne in my is. Dit is dieselfde Johannes wat in 'n bak olie, vuurwarm olie gegooi was. En die mense het getuig, hulle het gesien dat hierdie man het nie dood gegaan om in olie gedip te wees nie, halleluja, hulle wou hom dood gemaak het, maar ek hou van wat Jesus gesê het vir Petrus, halleluja, hy het melding gemaak van die boeke van Johannes verduidelik, deur te sê, dat Johannes was die discipel, waarvoor Jesus die liefste voor was. En toe Petrus vra, maar Here, amper so gaan Johannes tot in alle ewigheid lewe. Toe sê Jesus vir Petrus, maar wat is dit met jou te doen? As ek hom aan die lewe wil hê, totdat ek kom. Halleluja. Petrus kry hierdie antwoord omdat hy so arrogant was. Amper so, as sy amper so wil onthou het, dit was Johannes, wat op die bors van Jesus gelê het. As ons die nagmaal lees, die pas gelees in Mattheus, dan besef ons en ons lees sulke nuggets, dat die discipel, hierso het Johannes gesit, en het met sy bors, hy met sy kop, op die bors van Jesus gelê. En daar word bespiegel, dat toe Judas sy hand aan die bak sit, en toe Jesus sê, dat maar die man wat sy hand hier aan die skottel sit, van hulle wil toe weet, maar wie gaan nou vir Jesus verraai? Here, hy sê nou, ek gaan verraai, maar nou wie? Daar word bespiegel, dat terwyl Johannes so gelê het op die bors van Jesus, daar word bespiegel, dat Jesus heel moontlik aan Johannes se oor gefluister het, en gesê dat is hy. Is hy? Want Johannes, as ons mooi lees, Johannes het die diepste revelation gekry. Dit was Moses wat geskryf het in Genesis 1, dat in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Daai het Moses geskryf. Maar Johannes het geskryf, dat in die begin was die woord.
En die woord was by God. En die woord was self God. Hy het 'n hoë revelation as Moses gehad. Want in die tydperk het God net vir Moses laat skrywe dat aan die begin het ek die hemel en die aarde gemaak. Maar hy het vir Johannes gesê, maar weet jy wat? In die begin, toe was daar die woord. Dit was eens ek. Dit was die woord. Maar kyk hier, die woord was self ek. En die woord was by my. Hy het 'n groter revelation gehad. En toe wil die mense nou weet. Nou as God dan aan die begin was, Johannes praat nou van, aan die begin was die woord. Nou wie was die woord? En toe gaan hy nog verder om te sê, dat hierdie mens wat deur Maria gebore was, dit is die mens wat eintlik die woord is. Aan Openbaring, onthou net, Openbaring is die openbaring van Jesus Christus. En Johannes het hierdie boek geskryf, Openbaring. Van die naam Openbaring, as julle dit lees, julle gaan kyk daarso, heel laaste in julle boeke, dan gaan julle kyk daarso. Die woord Openbaring, hy sal dit sommer vir jou sê daarso, kom ons lees daarso. Die Openbaring van Johannes. Vers 1, wat sê vers 1? My titel sê die Openbaring van Johannes, omdat hy dit geskryf het. Lees wat sê vers 1? Openbaring 1. Openbaring 1. Wat sê die Bybel daar? Die openbaring van Jesus Christus. Die openbaring van Jesus Christus. So nou moet julle weet, daar was geen ander man, Johannes, wat in die hemel opgeneem was, wat die 24 ouderlinge gesien het nie. Geen ander man nie. Hy het selfs 'n groter openbaring as Paulus gehad. Paulus was geneem na die 3de hemel toe, na die paradys toe. Maar hy het nie die 24 ouderlinge gesien nie. Hy het nie die toekoms gesien nie. Wie het die 666 gesien? Johannes. Wie het die Antichrist gesien? Johannes. Wie het gesien die Nuwe Jerusalem? Johannes. Wie het die merk van die dier gesien en alles, die handel en die dryf en alles daai? Dit was Johannes. Wie het gesien hoe die oorlog plaasgevind het in die hemel? Wie het hy gesien? Johannes. Johannes is die een wat die grootste revelation gekry het. En die Bybel sê dat hierdie selfde man word gesê dat Jesus was die liefste vir hierdie disipel. Jesus was die liefste vir hom gewees. So dit baie groot revelation gehad. 'n baie groot revelation. En soos ek sê, Petrus word vinnig stil gemaak deur Jesus. Maar amper so, wat is dit met jou te doen? As ek hierdie man amper so heel tyd op die aarde laat bly, totdat ek terugkom, dan sal hy nog steeds hier wees. Soveel so dat sommige mense wonder, as Johannes ooit dood. Wanneer die feit dat die Here gesê het vir Petrus, dat wat is dit met jou te doen? As daar 'n indikasie dat dit is moontlik dat hierdie man tot in alle ewigheid nooit sal sterwe nie. Nou sê ek nie, gaan kyk daar op die berg op Johannes aansien. Hulle sal eens weet as Johannes as hy hom kry nie. Want glo my, as hy nog regtig lewe, dan sal hy eens opvisie. Hoor wat ek sê? Hy sal eens opvisie. Hy sal net soos ons lyk. As wat hy dink is om Johannes. Kan jy lees die Johannes wat nou 2000 jaar al lewe het. Want Jesus is baie spesifiek. Wat is dit met jou? Wat is dit met jou te doen? Los daai.
as ek vir hom wil lewe tot wanneer ek kom. Met ander woorde, jou saak en sy saak is twee verskillende sake. Hoor wat ek sê? Petrus se saak en Johannes se saak is twee verskillende sake. Want dit is 'n persoonlike saak. As God dit so wil laat besluit dat hy vir hierdie een wil doen en daai een dit wil doen, as dit niks met die ander een te doen. Want dit is 'n persoonlike saak. So nou sien ons dat Revelation, en ek wil stil staan by die stuk, want die openbaring van die Here gaan definitief nog groter word. Die openbaring van die Here gaan definitief nog groter word. God gaan homself so openbaar dat hy later 'n hele ander siening het, soos wat die baba Christen die Here sien. God wil homself, God is so groot, maar hy kan nie vir ons alles op een slag vir ons wys nie. Hy moet stukkie vir stukkie vir ons wys. Amen? Stukkie vir stukkie. So ek gaan afsluit met part 1, gaan ek afsluit. Romeine 12, ek vermaan julle dan by die ontferming van God, dat julle julle liggaam sal steel as 'n lewende, dat julle julle liggame sal steel as 'n heilige, en dat julle julle liggaam sal steel as 'n, dat julle julle liggaam sal steel aan God as 'n welgevalle offer. Romeine 12. So toen het nuwe jaar gesê dat God wil hê ons moet ons liggaam vir hom gee. En nou weet jy hoekom hy jou vermaan oor jou eie liggaam, want jou liggaam behoort nie aan jou nie. Nou weet jy hoekom jy nie vir jou kan aantrek soos wat jy vir jou wil aantrek, want jou liggaam behoort nie aan jou nie. Nou weet jy hoekom jy jou wil moet submit onder die Here, want jy behoort nie aan jouself. Hoor ek wat ek sê? En toen ek gesê het van die feit dat jy jou liggaam moet steel as lewendige offer, toe wat sê ek? Gee jou vlees. Gee jou vlees. Soos vanoggend, toe ons gehoorsaam het, vanoggend het ons gedans het vir die Here, toe vanoggend het ons erkenning gegee aan die Here, die sweet tap my af, maar ek gee my vlees aan God. Sy gee jouself as 'n offer. My bene soos dit nou hier is, my voete pyn soos ek hier staan. Want onthou net, julle sit vir 2 ure as die diens nou aan. Ek staan nou letterlik vir 2 ure, staan ek nou. Ek het nog nie gesit nie. Hoor wat ek sê? Maar ek gee hierdie voete as 'n lewendige offer. So ek gee my liggaam as 'n lewendige offer. Toe julle vanoggend nie gekom het, toe julle gesien die musieke en goed is klaar opgesit. Mooi gekap. Musieke is hier gedra. Iemand die goed gedragen nie. En ek kan nie nou sê my rug is seer nie, ek gee my rug. Come on man. Ek gee my slaap. Gee ek weg my liggaam van moegheid. Die man van die Here was by 'n begrafnis. Behalwe die reëling van 'n begrafnis wat hom moeg gemaak het, die mense by wie hom gekuier het hom moeg gemaak. Die hitte wat jou moeg maak. Hy gaan nog vanaand nog nagslof nog werk. Maar hy gee homself as 'n offer. Yes, hallelujah. En die Here sê dat as ons dit vir die wêreld kon gedoen het, as ons soveel opgeoffer het vir die wêreld, dan kan ons dit doen vir hom. Yes, Lord. Praat ek saam met iemand? Yes, hallelujah. As ons onthou net,
morgen of vanavond, dan gaat die man ook weg. Die boer gaat die waar bij mogen zien. Maar de baas, ik heb bij je gewassen. Ja, ik weet niet gewassen, die weet dat ik drijven snijden, want die drijven moet gesneden. Mijn baas, ik kan nog ongelukkig nog niet om, ik is bij je vaak. Nou, wat het ergens doen, leer oh joh, het de dienst gaat, joh, hij dienst in nodig met mogen maar. Ja, die drijven op die ook veel mogen maar. Hij ging niet om nie. Hij ging niet om nie. Nou, ik zeg niet die Here is ook zo nie, want die Here is niet zo nie. Die Here sal nie nou sê. Ja, maar hy gee nie om nie. Maar ek kan vir dit sê, daar is sekere manne van die Here, en daar kom Revelation weer in. Vir die baba Christen, vir die average Christen, sal die Here nog 'n kans gee en sê, okay, so right, is nou moeg, so weet ek wat nie. Hy sal okay wees met dit. Maar vir 'n man van die Here, wat by die knie van die Here moet bly, daar is nie verskoning nie. Sy sal bid of sy sal nie bid nie. Nee, sy sal net bid en klaag. Want sy het jou lewe gegee aan die Here. Daar's manne van die Here wat eens gaan doen wat hulle wil doen nie. Want die Here is hulle baas, nie net hulle vader nie. Here kan bid nie. Hier moet werk gedoen word. Hier moet werk gedoen word op hierdie aarde. En hulle besef dat hierdie werk is so belangrik vir die Here. Hulle nou al besef dat die Here het dood gegaan vir al hierdie siele. So ek kan nie nou sê ek is nog en bid en nie meer bid vir poorte wil nie. Nee, daar is nog lae level. Daar is nog average level. Wanneer jy besef wat die Here gedoen het vir poorte wil, dan kan ek eens vaak raak nie. En as ek vaak raak, dan sal ek sê, Here gee my nog weer die krag. Here gee my nog 'n alternatief. Jy sal so Samson wees wat sê, my hare is afgeskeur. Ek het nie meer hy krag soos wat ek gehad het nie. Maar Here gee my net die laaste krag om hierdie twee pilare te vat en te sê, Here, asseblief gee my die bietjie krag. Want die man van die Here het besef hoe ernstig die werk van die Here is. So ek kan nie sê toe gaan nie, want hy moet bid. Hy kan nie braai nie, want hy moet bid. Hy kan nie sy kag huis wat hy wil gee nie, want hy moet bid. Praat saam met my. Hy kan nie dit doen wat hy wil doen nie, want as die Here nou sê, sy moet gaan bid, dan moet hy gaan bid. As die Here nou sê, sy moet gaan oefen, dan moet sy gaan oefen. Hulle nou al besef al, ek is niks. Die levels. En ek dink dis op die punt waar die Here wil hê dat ons op daai level moet kom. Nie waar ons onsself vergelyk met ander godsmanne of met ander vroue van die Here of vergelyk met ander dienaars nie. Nee, maar jy vergelyk jouself met jouself. En jy sê vir jouself af, dat as ek laas jaar 2 ure gebid het, dan gaan ek hierdie jaar 3 ure instoot. As ek laas jaar net tot in hierdie straat geminister, dan gaan ek hierdie jaar gaan ek 'n bietjie meer doen vir die Here. As ek laas jaar net tot 1 siel, jy het geminister, halleluja, dan gaan ek weer hierdie jaar kyk om nog 'n siel te bring. So jy limit nie jouself nie. Revelation. En jy gee jouself as 'n lewendige offer. Die tweede wat ons doen, is die heiligheid. Jy sien jouself as 'n lewendige en 'n wat? 'n heilige offer. Die heiligheid praat van jou karakter. Sy is heilig. Leef nou heilig. Dit baat nie jy sê kan in 'n lewe dis 'n Japanese nie. Die Here het jou geroep soos 'n bekeerde mens. Die Here het jou geroep soos 'n bekeerde persoon. Die Bybel sê nou in Johannes, dra nou die vrugte wat by die bekering was. So die heiligheid hier praat van jou karakter. Die heiligheid praat van jou karakter. En dan gaan ons die laaste, wat die Bybel sê, as 'n welgevalle offer. Aan God as 'n welgevalle offer. Met ander woorde, ons gee onsself vir die Here, die ons wil te submit onder die Here. Ja, nie baie tyd in beslag nie met dit, want ek het al vir julle gesê, as julle nog nie kyk het, die gaan op YouTube, ek het gepraat oor die goeie wil van die algemene wil van die Here, die welgevalle wil van die Here, en die watse wil van die Here, en die
maak de wil van die Here. Amen. En dit sal ons lees in elk geval Romeine 12 vers 2. Dan sal ons daai lees. So hierdie jaar as 'n jaar van opoffering. Weet nou God, dat jy nog nooit opgeoffer het vir die Here nie. We gaan 'n offer vir die Here. Ja, maar Dina, ek het die geld nie. Ja, jou liggaam het jy altyd by jou. Dus jy het jou liggaam, uit jou liggaam kan gaan en dan lood jou liggaam daar. En dan sê jy jou liggaam, en wat Dina, ek is met daar met liggaam, nie sorry man. Nee, jy kan jou liggaam gee. Sien jy slim as die Here. Jy kan jou liggaam gee. Jou liggaam gee jy. Jy het nie 'n verskoning om nou te sê dat sorry, my gees gaan 'n bietjie swaar toe gaan. My liggaam is daar by die huis. Sorry Here, ek kan nou nie met my liggaam beweeg. Ek kan nie nou my liggaam gee nie. Jy kan jou liggaam gee. Dis 'n koppel aan jou liggaam. Gee jou liggaam. Gee jou karakter. Gee jou wil vir die Here. As ons dit doen, ons sal getuig. Luister hier, ons sal kom getuig van die Here se goedheid. Dan gaan dit nie meer wees dat die Here het vir my die gedra nie. Nee, dan gaan sy sê, die Here was getrou. Dan gaan sy nie meer materialistiese dinge begin getuig nie. Dan gaan sy sê, weet jy wat, ek was in die laagtes in, maar die Here het my opgetel. Die Here het my bewaar. Dan gaan sy nie meer worry oor, ek het gebid vir die sekerheid, toe kom die sekerheid nie. Ek het gebid vir die deurbraak van materialisties en dit gekom nie. Sy sal dankbaar wees vir dit wat sy geoffer het, jou karakter wat sy geoffer het. Sy het jou karakter geoffer. Die Bybel sê in elk geval, dat let op jou lewenswandel. Moenie ophou om te getuig van die Here en te vermaan nie. Want deur dit te doen, gaan sy nie die mense red wat na jou luister nie, maar sy gaan die mense red rondom jou. Wat probeer die Here op jou sê? Die Here probeer daardeur vir Timoteus sê, deur die kerk van die Here, dat wanneer jou karakter van so 'n aard is, dat dit van God af is, dat sy jou karakter offer vir die Here en sy aanvaar net die karaktertrekke van die Here, dan sal dit wees dat sy nie so hulle hoef te prikkie. Sy gaan 'n openlik diens hou by jou werk, deur jou karakter, en dan gaan hulle sê, maar joh, Brunikie is 'n man van die Here. Weet jy wat? Ek wil na sy God toe gaan. Ek wil sy God wil ek dien. Want weet jy wat? Daai man se karakter is so liefdevol. Daai man se karakter is so vreugdevol. Hy dra die vrug van die Gees. Hy is liefdevol. Hy is vreugdevol. Hy het selfbeheersing. Hy is vriendelik. Hy het die liefde. Ek wil hy man se God dien. Wat het sy gedoen? Sy het iets om gepreek nie. Sy het jouself gegee as 'n heilige offer. En daai offer het gemaak dat haar siele tot inkeer gekom. So ons gee die jaar onsself as 'n lewendige offer. As 'n heilige offer, en ons submit onsself onder die kragtige hand van die Here. Onder die kragtige hand van die Here. En ek gaan afsluit, my volk kan nader kom, dan wil ons recht kry vir die offers en die tiendes. Die Here sê in sy woord, laat ons nie net woorders is van die woord nie, maar laat ons daders wees van die woord. Die blessing, man van die Here, lê nie daarin leerig. Ek het vir keer gesê, dat leerig se salwing, lê nie daarin of jou te bid nie. Los hy vir die ouderling. Die salwing van leerig lê nie in die woorde wat hy spreek, wat gaan gebeur aan die profetiese. Los hy vir Bonikie. Die leerig se salwing lê in die instruksie. So wanneer jy die woord van die Here deur leraar ontvang, wanneer jy dit hoor en dit doen, dan sal dit die salwing kweek in jou lewe. Dan sal dit die salwing kweek
in jou lewe. Doen net wat leraar gesê het. Ek daag in iemand uit. Ek daag die kerk van God uit. As ek dan nie 'n man van God is nie, daag ek die kerk van God uit vanoggend. Die wat na my luister, ek daag jou uit. So sê die Here, as ek dan 'n man van God is, doen hierdie 3 dinge en sy sal terugkom met 'n getuienis. Hoor ek hier wat ek sê? As ek dan 'n man van God is, so let it be. So let it be. En die hele kerk sê, Amen. En die hele kerk sê, Amen. en die hele kerk sê, 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 halleluja, gee God prys. En die hele kerk sê, en die hele kerk sê, miskien moet ek woorde vir my, maar die hele kerk sê, en die hele kerk sê, en die hele kerk sê, halleluja, gee God prys, gee God prys, gee God prys, halleluja, gee God prys. Kom ons staan op ons voete, kerk van die Here, kom ons staan op ons voete, en dan gee ons die Here prys, halleluja, dan gee ons die Here magtige prys in die plek, dan gee ons die Here magtige prys in die plek, dan gee ons die Here prys in die plek, halleluja, vir sy woord, gee hom prys, halleluja, vir die spreking van die woord, vir die feit dat hy was, net hy was vir my, gee die Here prys in die plek, halleluja, gee die Here prys in die plek, halleluja. Hy was duidelik vir Brein Abana gewees. Geef die Here 'n prys in die plek, halleluja. Geef die Here 'n prys in die plek, oh halleluja. Ek soek my sy mense wat sê, ek sal die Here dien, dan gaan dit goed, dan gaan dit sleg, al is dit warm, al is dit koud. Ons gee die Here 'n prys, halleluja, halleluja. Glory to God, glory to God, glory to God. Kom ons kry laaste lied, met elkaar, kom sing vir ons 'n lied. Terwyl ons die tiendes en die offerandes ingooi van die Here. En vir ons die stem is op die seer so. Wat kreeg daar so aan die met elkaar. Ons gaan krone dra, en ons gaan krone dra, ja, ons gaan krone dra, die dag as Jesus kom. Ons gaan krone dra, ja, ons gaan krone dra, ja, ons gaan krone dra, die dag as Jesus kom. Ons gaan krone dra,